Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, môre op Saterdag is wêreld veeartsenydag. En dit gaan hoofsaaklik oor veeartse. Dis hoogtyd dat ons so bietjie meer lig skyn op veeartse en hulle werk en hulle 'n bietjie krediet gee. Jy weet, bietjie meer is gewoonlik. Ons selfs môre met Dr. Didi Klaas en sy is van Afriwet en ons praat bietjie oor wat die uitdagings is wat veeartse in Suid-Afrika spesifiek in die gesig staar. Goeiemôre. Hoi. Lekker om hier te hê. Ja, baie lekker. Hoe het ons begin praat oor die hele doel? Kom ons praat eers oor die doel vir veeartsenydag, wêreld veeartsenydag. Hoekom is dit belangrik dat veeartse se rolle spesifiek in Suid-Afrika gevier word? So ek dink soos met enige herdenkingsdag is om weer net 'n bietjie lig op 'n onderwerp te skep of te skyn. So as môre net mense herinner hoor so oeps ek het nog nie my hond of kat gevat vir hulle jaarlikse ondersoek nie, dan is dit wonderlik. En ook as jy 'n bees het en jy het lanklaas getoets vir bruselose, mag môre jou herinner. So net so 'n bietjie bewusmaking te skep en ek dink mense vergeet van die rol. Daar's baie mense soos ek het al 'n paar keer by skole gaan kuier en weet die kinders nie van veeartse nie. So net om te weet daar is 'n beroep soos veeartsenykunde en die ek wil sê die sustersberoepe wat saam met dit gaan. En daai span wat ons het om diere gesond te hou en mense indirek gesond te hou. So dis lekker om te weet dit word gevier en mense werk hard so dit is awesome. Ja, so ek is bly daar's sulke dae. Jy noem nou jy weet die sustersberoepe waarmee saam gaan en vroeër het ek ook gesê mense dink veearts en dan dink jy net aan jou troeteldier. Jy dink nie aan jy weet veiligheid van byvoorbeeld voedselveiligheid, wildbewaring niks nie, maar wat is van daai ander rolle wat veeartse ook speel? So ek sê altyd as jy verveeld is as 'n veearts is dit jou eie skuld want toe ek groot geword het ek gedink ons werk met honde en katte. Maar jy werk met beeste, skape, donkies. Jy kan van daar's mense wat met tarantulas werk, renosters, seelewe. Ons het nou die hele hondstolheid ding gehad en die robbe, iets wat ek nie gedink het ek noodwendig by gaan betrokke raak nie. So dis regtig divers en dan jy die jy het staatspraktyke of die staatsveeartswerk wat hulle doen met siektebeheer, voedselsekuriteit, die feit dat jy jou steak medium rare kan eet is oor 'n veearts daai vleis geïnspekteer het. Ja. So ons is oral betrokke waar diere en mense bymekaar kom en is regtig fascinerend. Jy kan in 'n akademie ingaan. Ek is nou in industrie. Ek is 'n patoloog, so ek het 'n morbide fascinasie oor hoekom goed dood gegaan het. So mense dis jy kan as jy verveeld is dit jou eie skuld en ek dink dit is eintlik hartseer dat baie mense dink dis net hondjies en katjies, maar dit is regtig 'n besonderse beroep met ongelooflik baie diversiteit en opsies. As mens dink, so jy sê, mense dink is hondjies en katjies, maar as jy agterkom 'n veearts moet enigiets soos jy sê van 'n rob wat in die see hoort tot 'n papegaai. Ja. Kan help, want dink jy maar die goed lyk mos dit dieselfde aan die binnekant nie. Dit is as eintlik besef van mense nie hoe divers die veeartsenykunde in Suid-Afrika is nie. Die feit dat ons al die verskillende diere het nie. Die ding kom ook in by wildlewe in Suid-Afrika. Dis 'n groot deel van ons mark. Wat se uitdagings is daar vir veeartse wat spesifiek op hierdie stadium te doen het met wild in die landbouindustrie? So wild en landbou, ek dink daar's 'n tekort aan veeartse in daai praktyke. Net omdat die geld in die stede is, so as mense families wil onderhou, is dit net makliker om in die stad te werk met hondjies en katjies. So ons het 'n groot tekort aan veeartse in die landelike gebiede, jou plattelandse areas en dieselfde met die wildsbedryf en ek dink baie mense wil met wild werk. As die mense van oorsee af kom wat hier wil kom praktiseer, wil almal in wild ingaan. En dis 'n baie rowwe beroep. Soos jy werk rowwe ure, dis baie hard op jou lyf. Mense kan baie groot beserings kry, mense val van bakkies af, dis die minste van jou bekommernisse, horing steek deur jou hande, goed byt jou, goed vertrap jou. So dit is 'n baie ondankbare lang ure werk om dit wil te werk en daar sekere gevare en siektes wat mense eers van bewus is nie. En in die landelike gebiede met die beeste en skape, dit is basies ons kos, dis ons kosmandjie. So ons het regtig baie veeartse daar nodig en ondersteuning vir daai beroepe in die landelike en plattelandse gebiede. So die uitdagings is maar grootendeels finansiëel en ondersteuning. Ja. En die finansiële ondersteuning. So jy sê baie van die uitdagings met landbou spesifiek hier genoem bruselose, back and claw siekte op hierdie stadium wat die groot issue is. Dis dinge waarmee veeartse elke dag mee sukkel, né? Ja. En in daai opsig is dit nou weer staatsveeartse en ek was een vir 'n lang ruk gewees en baie keer sien mense ons as die vyand, maar staatsveeartse is nie die vyand nie. Hulle probeer die nasionale kudde weer beskerm en die mense want baie van die siektes waarmee hulle werk, die beheerde siektes of soos back and claw het enorme impak op ons ekonomie. Ek onthou na eerste maand wat ons uitbreek gehad het, ek dink dit was 2019 se begin, het ons iets so 6 biljoen rand verloor in 'n baie kort tydperk. En staatsveeartse speel 'n baie belangrike rol daar om daai siektes te beheer, nie net vir ons ekonomie nie, maar dan met siektes soos hondstolheid om mense te beskerm dat hulle nie van hierdie aaklige siektes doodgaan nie. Ja.
Jy het nou gegrappig gesê jy het jy weet 'n morbiede fascinasie met hoe dinge, jy weet, sterf. Maar tog as mens kyk na dokters en praat ons baie keer oor die geestesgesondheid van dokters en waardeur hulle elke dag moet gaan. Maar dieselfde moet seker van toepassing wees op veeartse. Ja, so ons het is eintlik 'n baie hartseer tendens wat tans gebeur. Baie veeartse verlaat die beroep en ons het 'n baie hoë selfmoordsyfer, baie hoë egskeidingssyfer. En dit is iets waaraan baie, ek wil sê verenigings in die veeartsbedryf, ons spandeer tyd en geld daaraan om dit te probeer oplos. En dis tragies, dis nie hoe dit moet wees nie. En ek dink een van die probleme, en dis nou my opinie, want ek dink daar's baie redes wat kan bydra tot mense se geestesgesondheid is. Veeartse oor die algemeen is mense wat ongelooflik empatiek is, maar ons is ook perfeksioniste. So nou sit jy met hierdie, jy wil diere se lewens red, jy wil die wêreld 'n beter plek maak, maar jy hardloop die hele tyd in 'n muur vas of daar's die hele tyd konstante probleme en ons werk ongelooflike lang ure. So daar's nie tyd vir daai werk-lewe balans altyd nie. So tensy mense dit 'n prioriteit maak en selfs dan raak dit mismoedig. En as mens dink daaraan, ons moet baie keer pasiënte vir wie jy oor 'n tydperk lief geword het uitsit. Ek onthou net toe ek begin praktiseer, dit was al my hoërskoolmaatjies se honde op 'n ouderdom wat hulle toe nou moet gaan en almal sê toe vir my Didi, niemand anders toe met my hond uitsit nie, jy moet. So ek het klomp van my hoërskool troeteldiere my eerste jaar van praktyk moes uitsit. So dit is 'n rowwe beroep en ek dink nie dis wat 'n mens dink jy gaan doen as jy uit of kan ek sê as jy begin swaar daarvoor of as jy gedink het jy dit gaan doen nie, maar dit is ook 'n belangrike werk want jy kan daai diere help om op 'n beter manier verlos te word van waarna hulle ly, maar dit hou aan. Dis nie net een keer 'n dag nie, dis 'n paar keer 'n dag wat jy met hartseer moet hanteer en ons kry ook die eienaars. So jy kry nou, ek onthou vir my altyd die ergste is daai oom wat hy's sterk oom en hy kom in en dan as jy nou sy groot boerboel van 12 jaar oud moet uitsit dat daai oom so staan en ruk terwyl hy huil. En dit werk op 'n mense, hoe kan ek sê, gemoedstoestand. So dan moet mense balans kry. En so ja, dit is 'n rowwe beroep, maar dit is 'n lekker beroep want 'n mens maak 'n verskil. Ek self al op die grond gesit met die veearts langs my die hond in die skoot en ons altyd ewe hard gehuil. Ja. Dit kom by toewyding. Mense besef nie wat se toewyding daar reg is as jy 'n veearts is nie. En ten spyte van al die goed dat 'n mens negatief en emosioneel affekteer, want jy's tog daar in die beroep aanvanklik in die begin omdat jy lief is vir diere. Dis tog waar dit begin nie waar nie. En dit het baie te doen met die toewyding van veeartse in Suid-Afrika. Sien ons daai toewyding elke keer raak, dink jy? Ek dink nie dit word altyd so waardeer nie. Wat lekker is van ons beroep, so ek dink want mense sê altyd maar hoekom het jy nie 'n regte dokter geword nie? Ek sê ek is 'n regte dokter. Wat sê hulle regte dokters behandel meer as een spesies. So maar die ding is ons kan vindingryk wees, ons moet kreatief wees. Soos jy het 'n groot diversiteit aan dit wat jy moet behandel en dit wat jy beskikbaar het. Baie keer omdat daar nie altyd finansies is om te kan doen wat mediese dokters doen nie, dan moet jy uit die boks uit dink. Ek het eendag moes ek 'n spaltjie maak vir 'n hamster se been. Verstaan, waar begin jy? So dan moet jy nou maniere uitdink en sit soos inspuitnaal doppies wat ons in die helfte probeer sny. So dis wat lekker is van ons beroep, is jy kan kreatief wees en daar is nie eendag is dieselfde nie. Jy moet altyd op jou voete wees. 'n Boer maak 'n plan, 'n veearts ook. So dit is wat vir my lekker is. So daai dra by tot die toewyding en ek dink nie mense gaan in die beroep. Ons gaan eers nie so lank swat as ons nie toegewyd was nie en ons gaan nie sulke lang ure werk en so hard werk vir diere en vir mense as daar nie toewyding is nie. So ek is mal daaroor om 'n veearts te wees omdat 'n mens so divers is en dit is nooit vervelig nie. Dit is altyd lekker. Dit klink na die interessantste beroep op die planeet, moet ek erken. Didi, baie dankie vir jou moeite vanmôre en dankie wat veeartse in Suid-Afrika doen elke dag. Ons waardeer dit nie altyd genoeg. Baie dankie vir julle. Ja, dis dan Dr. Didi Klaasen van Afriwet. Wys jou nê, gee veeartse druk. Vra eers of jy mag. Maar gee druk vandag of op 'n stadium. Onthou, Saterdag is wêreld veeartse dag. Vier 'n bietjie die veeartse daar naby jou. Sê vir hulle jy waardeer hulle.